nou aanbidding en aan die woord na aanbidding. Nou, ons gaan een wonderlijke aanbiddingslied sing en skakel ons oor na die woord van God. Die naam van Jesus. Die naam van Jesus is 'n sterk woord. Die naam van Jesus is 'n sterk woord. Want hy verloot my van al my sonde. Verlos my van al sonde en hy aan my vry. Hy maak my vry. Hy maak my vry. Want hy verloot my van al my sonde en hy maak my vry. Nou magtige Vader, u ewige Vader, ons kom na u in die middag. Here, kom sien die woord wat sal gespreek word, my God.
sodat siele tot ere kan kom deur die woord van U. Here, berei harte voor om gereed te wees vir die woord van God. Vir sodat die woord die brood in die mens se lewe is. Laat die woord vir iemand redding beteken. Amen en amen. En hy maak my breed. Ons gaan praat oor Jonah. Nou die Here, hy stuur vir Jonah. Hy stuur vir Jonah Nineve toe. Maar Jonah, hy vat sy eie pad. En waarheen gaan Jonah toe? Sê waarheen is Jonah? Die Here stuur vir Jonah Nineve toe. Toe waarheen gaan Jonah? Noem hom op die mic, hoof. Ek kan nie hoor. Tarsus toe. As toe gaan Jonah? Tarsus toe. Toe gaan Jonah? Tarsus toe. Nou jy sien wat gebeur. Jonah gaan Tarsus toe. En terwyl Jonah Nineve toe gegaan het, het hy nie gegaan nie. Jonah klim op die boot. Terwyl Jonah op die boot klim, beland Jonah op die waters. En die Here weet dat Jonah is op pad na sy eie besluite. En die Here kom. Die Here maak die waters onroerig. Die storms begin te woel op die water. Terwyl die storm so woel, beweeg die boot, die skip waarin Jonah was. Terwyl die skip beweeg, beland Jonah aan die water. En terwyl Jonah aan die water beland, kom die vis, die walvis, en hy sluk vir Jonah aan. En terwyl hy vir Jonah aansluk, is Jonah in die walvis se mond vir 3 dae sonder water, sonder kos. Maar kyk wat doen die Here? Die Here laat Jonah oorleef in die walvis se mond. Want die Here wil hê hy moet survive. Want die Here wil hê hy moet die staf van God moet hy aanvoel. Nou terwyl hy die staf voel, red die Here vir Jonah uit die walvis se mond. Die Here was hom nog steeds genadig nadat Jonah ongehoorsaam aan God was. Terwyl Jonah in die skip was daar mense saam met Jonah in die skip. Jonah is een mens wat baie mense se lewe vernietig. Baie mense het ook moedeloos geword in die storms waarin Jonah was. En God was saam met hulle in die storm. Maar die Bybel sê dat God het geslaap. Maar toe die storms kom, toe word God wakker. En terwyl die walvis vir Jonah uitspoeg en hy gooi vir Jonah aan die kant die see. Terwyl Jonah aan die kant die see beland, is Jonah nog in 'n slaap. Die Bybel sê Jonah skrik wakker en Jonah bevind hom in die see, op die sand binne in die son. Daar waar die son vir Jonah brand. Nou Jonah, hy brand by die son, maar hy brand om die dood toe. Nou. Terwyl Jonah aan die kant, die see is op die sand, en die son brand vir Jonah, maar nie dood nie. En die Here sien dat Jonah sit moedeloos, en Jonah beweeg na die boom, van Jonah soek koelte. Terwyl Jonah koelte soek, gaan sit Jonah onder die boom. Kyk wat doen die Here. Die Here moes die onskuldige boom
moes die Here straf en sy blare laat verlep, vir sodat daar nie kan koel te wees vir Jonah om te sit nie. Vir sodat Jonah God sy sturing uitvoer. God wat my hart so seer maak dat hy boom is onskuldig. Maar die Here moes die onskuldige boom vernietig terwille van Jonah, vir sodat Jonah God se werk moet gaan doen. Nou wat vir my so moeilik is dat partykeer moet die Here onskuldige mense straf om sekere mense tot redding te bring. En wat is so hartseer maak, is dat die dood moet kom, sodat mense se oë moet oopgaan. Is het nodig dat die Here jou vader, jou moeder moet kom haal, voordat hy bekeer, voordat hy verlossing kry, voordat hy redding kry? Is het nodig dat die straf van God op die mens kom met die dood? Laat alle mense in trane sit terwyl van een mens wat moet tot bekering kom. Soos wat hy boom onskuldig is die dood ook skuldig. Want soms kom die dood om mense se oë oop te maak. Soms moet 2 oë toe gaan, vir sodat 2 oë oopgaan. Maar die dood is regverdig. En omdat hy nie weet wanneer hy sterwe nie, moet jy jou saak regmaak met God. Want God het nie nodig om mense te straf, vir sodat die mens tot bekering en tot redding kom. Het jy al jouself gevra, is dit nie dalk deur my wat my moeder verloor is nie? Is dit nie dalk deur my wat ek my moeder verloor? Sê vir jouself, is dit nie dalk deur my wat ek my vader verloor het nie? Is dit nie dalk deur my wat ek my ouma verloor het nie? Is dit nie dalk deur my wat ek my oupa verloor het nie? Is dit nie deur my sonde dat ek my broer verloor het nie? Is dit nie dalk deur my sonde en foute dat ek my suster verloor het? Sê vir jouself dat ek het nie nodig om my nuggies en neefs en kleinkind en oompies te verloor, vir sodat ek die Here my lewe aanneem. Ek het 'n getuie kortlikse getuie. 'n Jong man wat in die weermag werk. Hy werk in die weermag en terwyl hy in die weermag werk, verloor hy sy een been. Sy linkerkant se been verloor hy, terwyl hy jong man sy been verloor. Bel hy jong man sy ma, en hy sê vir sy ma, my ma, kan ek 'n vriend saambring? En terwyl hy jong man sê, my ma, mag ek maar my vriend saambring? En die jong man sy ma sê vir die jong man dat sy kan jou vriend saambring. Maar die jong man sê vir sy ma, hy sê my ma dat die vriend wat ek wil saambring, hy het net een been, hy het net een arm. En nader van tyd het die jong man sy ma tot gedagte gekom en sy het haar mind verander. En die moment sê sy vir haar seun, my seun, los jou vriend net daar. Daar is 'n plek vir huissoele in die huis nie. Daar is 'n plek vir jou vriend.
met sy reistoel in die huis nie. En dat sy sê dat hom vriend moet net daar bly, want hier is die plek in sy eie, in sy huis nie. As nie plek in haar huis vir die jongman wat in die reistoel is nie. En die jongman sit met hartseer. Terwyl die jongman met hartseer sit, sê hy vir sy ma, my ma, dat is ek. Ek het een been, ek het een arm. Ek wil huis toe kom, maar daar was een plek vir my in my eie huis. En die jongman het selfmoord gepleeg, omdat sy laste te zwaar was. Omdat sy ma's antwoord te moeilijk was om te aanvaar. Die jongman het sy newe geneem, omdat daar die plek was vir hom in sy huisie. Daar was die plek vir hom in sy eie huisie. Nou, dis wat ek kan praat van die dood. As die ma een gelovige, die ma klink soos een sondag. So is mens hy seun het dood gegaan, zodat sy ma tot de redding kan kom. Dit is nie nodig, dat jy iemand moet verloor, voordat jy moet bekeer, en verlossing kry, en doop, na die Here toe kom. As my laste te veel word om te dra, dan bid Here, verhoor my gebed. God, ja, machtige Vader, ons bid, Here, U ken die storms van die mens, U ken die situasies van die mens. Here, wanneer dit so zwaar is, my God, verhoor ons gebedes, my God. Ja, machtige Vader, ons kom begroet U, Here, ons God Jesus. Wees U begroet. Ja, ons bid dat U ons gebedes sal verhoor. Die woord wat uitgegaan het, kom seën het nou, my God. Op mense wat wil bekeer, op mense wat wil gered word, op mense wat wil genees word. Here, kom verhoor. Here, kom red. Here, kom verlos, zodat daar kan doop kom in die mense lewe. Want daar is nie nodig dat mense moet sterwe, zodat daar mense tot redding kom. Here, kom maak U ons laste ligter. Here, gee ons die kracht dat ons kruis moet dra. Ons het nie nodig dat U ons kruis en ons laste moet verwyder, maar ons het nodig om het te dra. Ons kom na U, machtige Vader. Kom vermenigvuldig die woord nou op een of elke se harte. Here, baie dankie dat U in staat is om my as 'n jongman te gebruik. Want U sien kans vir die profetiese evangelis, om in die toekomst te gebruik as 'n profetiese evangelis. En U gebruik my broer Kiewit, en ons Leviet Rico, om so wonderlik agter Kiewit te wees. Here, ons doen dit alles vir U, dat mense verstaan wat U regtig waar in ons lewens betekent. Ons bid dit met baie danksegging en suiwer naam.
siele tot de redding kom vir die woord. Amen en amen.